Die weeklikse Afrikaanse tydskrif, Huisgenoot, is vanjaar 100 jaar oud. Dit is nie net volksbesit nie, maar het ook die hoogste sirkulasiesyfers van alle Suid-Afrikaanse tydskrifte. Bykans 2 miljoen mense lees weekliks die Huisgenoot en daar is ook verskeie handelsmerk-uitbreidings soos hulle brei, pak en blokraai tydskrifte. Die Huisgenoot skouspel was ook tot onlangs 'n gewilde konsert waar Afrikaanse kunstenaars tot 2014 kon optree. Die Tempo toekennings, 'n jaarlikse toekenningsgeleentheid waar sangers en akteurs van die jaar vereer word, is 'n verdere inisiatief van Huisgenoot. Huisgenoot word deur Media24, 'n filiaalmaatskappy van Naspers, uitgegee en die inhoud bestaan meestal uit 'n mengsel van ware drama, glansonderwerpe, mode en vermaaklikheid, asook verbruikersake. Ander vermaak sluit resepte, blokkies raaisels, tuisprojekte en sport in. Die kinder- en tienerafdeling is 'n welkome hulp met verskeie vakgeoriënteerde inligting om 'n kind se skoolloopbaan so bietjie makliker te maak. Vir die boekwurm is daar ook minstens een kortverhaal en 'n vervolgverhaal wat die leser nuuskierig hou. Professor Frans Johan Pretorius, 'n historikus van die Universiteit van Pretoria, vertel meer oor die tydskrif se ontstaan. Vandag, 100 jaar gelede, 20 Mei 1916, het die Huisgenoot vir die eerste keer verskyn as 'n maandblad. Hy het eers in November 1923 'n weekblad geword. Nou, dit is baie duidelik wat die redes vir die oprigting was. Dit was om die burger wat as koerant in 1915 begin het, finansiëel te ondersteun, maar ook om nie politiek te skryf nie, en die aktes van oprigting was om onder andere Afrikaans as taal te ontwikkeling te bevorder, en om al die goeie in die nasionale lewe en in die geskiedenis van die Afrikaners te handhaaf en te bevorder, en om dan ook vir die Afrikaner huisgesin 'n tydskrif te gee wat goed vergelyk met Engelse tydskrifte van die tyd. So hy het 'n baie sterk nasionale doel gehad aan die begin, en dit sien 'n mens dan ook aan die onderwerpe, want dit was oor die geskiedenis, die skilderkuns, die beeldhoukuns, toneel, argitektuur, en dan met die klem op die Afrikaners se bydra daartoe. En so het dit eintlik tot die ontwikkeling van Afrikaner nasionalisme bygedra. Hy sê die tydskrif het oor die jare verander. Hier in die 1930s, 40s was dit 'n besonder gewilde tydskrif gewees met die groot trekherdenking en met die inwyding van die Voortrekker Monument. Gedenkuitgawes het uitgekom daarvan, en ook van republiekwording in 1961 en oor die sluipmoord op Dr. Verwoerd. So daar was baie momente waar die Afrikaner se geskiedenis en kultuur beskrywe is. Wat wel gebeur het, is hier teen die 1976 met die koms van televisie het die verkope van die Huisgenoot geweldig geval. Deels vanweë die feit dat mense nou televisie kyk, en ook omdat Afrikaner nasionalisme aan die afneem was. En daarom het hierdie geskiedenisartikels nou nie meer so belangrik geword nie, en het dit nou gegaan om vermaak, die gesin, baie meer populisties eintlik. Vermaak was 'n baie sterk klem geweest. Dit het veroorsaak dat die Huisgenoot van karakter verander het. Dit is so dat mense al hoe minder miskien die harde kopie in die hand het, en dat mense ook ongelukkig minder lees en meer televisie kyk. Die tydskrif het sy digitale gebruik vergroot met onder meer 'n iPad-uitgawe, e-tydskrif op Zinio, 'n webtuiste, 'n iPhone-toepassing en blaaie op Facebook met meer as 275.000 aanhangers, asook Twitter, YouTube en Mixit. Die tydskrif gebruik sedert 2010 'n interaktiewe toepassing wat lesers in staat stel om na video's te kyk deur eenvoudig 'n streepjeskode-ikoon te skandeer. Isel Venter, voormalige redakteur en kanaalhoof van Via, Huisgenoot se susters televisiekanaal, vertel wat Huisgenoot vir haar besonder maak. Dit is deel van ons DNA. Dit is deel van meeste Afrikaanse mense se grootword, en dit is so 'n tydskrif wat homself ingevleg het in elke aspek van jou lewe en so relevant is, omdat die handelsmerk so uitgebrei het na digitale platforms, na groot geleenthede soos skouspel. Ag, en ek dink doeteenvoudig is dit 'n besonderse ding en deel van ons lewens, omdat dit eerlik is. Dit voel soos familie. Dis nie altyd 'n handelsmerk wat nie net goeie nuus bring of jy weet die mooi goedjies in die lewe verduidelik nie. Dit is 'n tydskrif wat ontsettend eerlik is en onopgesmik is, en dis hoekom ek dink mense dit so eerlik ervaar, is soos familie. Huisgenoot het deur die jare dit reg gekry om die nommer 1 tydskrif te wees deur
goeie tye, slegte tye en altyd by ver. En dit is eintlik 'n besonderse prestasie as jy kyk na die enorme druk waaronder drukmedia verkeer, veral op die oomblik. Maar as jy kyk hoe Huisgenoot gegroei het, soos 'n handelsmerk wat ver buite sy grense as 'n weeklikse tydskrif, jy weet, handel. Dis 'n tydskrif dis eintlik 'n handelsmerk wat ook 'n tydskrif. So hy het gegroei omdat ek dink hy werklik op die puls is van wat mense wil hê. Huisgenoot se lesers is hulle redakteur. Dis eintlik so belangrik wie in die redakteurstoel sit nie, want as daai persoon nie luister na wat die lesers wil hê nie, is die tydskrif in die moeilikheid. Ek dink deur die jare het die tydskrif dit reg gekry om ongelooflike talente na die redakteurstoel te hê. Mense met ervaring, mense met deernis, mense met empatie en mense wat nie bang is vir moeilike sake nie. Mense wat bereid is om goeders in die oë te kyk. Sy sê Huisgenoot het 'n geheime resep wanneer dit by sukses kom. Dis 'n tydskrif wat weet wat hy wil doen en ek dink mense hou nogal van die eerlikheid, nog altyd. Ek dink ons lei in 'n ongelooflike pretensieuse wêreld met baie photoshopping en ek dink dit is wat Huisgenoot nogal besonder maak. Dis 'n tydskrif wat oor gewone mense gaan, vir gewone mense, en as dit oor glansmense gaan, is dit hoe ons hulle eintlik wil sien en wil leer ken. Geluk Huisgenoot, ek gaan al elke donderdag aand van my lewe bed toe met 'n Huisgenoot en ek hoop ek kan dit doen tot die dag dat ek nie meer op die aarde is nie, want dit bly vir my een van die lekkerste, leersaamste en stimulerendste dele van my week. En ek is dankbaar dat ek ook vir 'n deel van my lewe daar kon werk en deel wees van 'n tydskrif wat my elke week nog boei. Huisgenoot se redakteur Henriette Loubser vertel wat haar opgewonde oor Huisgenoot maak. Dit is 'n ontsettende voorreg en dit is verskriklik baie pret om by Huisgenoot te werk. Ek was ook 'n skrywer en nuusredakteur vir baie jare. Dit is die lekkerste plek om voor te werk. Vir my as redakteur sou ek sê maandagaande is vir my die hoogtepunt, wanneer ons die voorwerkprikkels skryf en alles wat hierdie week gebeur het kom bymekaar en jy in 'n paar woorde moet jy vasvang wat in hierdie tydskrif staan. En dan net die feit dat geen dag dieselfde is nie. Ek beleef van die absurde tot die wonderbaarlike. Jy het deur die tydskrif die interaksie met honderde duisende mense elke week in die gedrukte tydskrif en deesdae ook op ons aanlyn platforms. En dan die redaksie maak dit ook vir my so wonderlik, want dit is 'n kreatiewes uiteenlopende span mense. Hulle staf en is onverskrokke, maar dit ook verskriklik baie hart en siel. Loubser sê Huisgenoot het 'n paar uitdagings vir die toekoms. Ek dink dieselfde kernelemente wat ons al vir 100 jaar oorleef, gaan ons vir nog 100 jaar oorleef. En dit is dat eerstens dat ons basstorievertellers is, wat dit reg kry om ons lesers te boei. Ons het 'n baie eie soortige manier om te skryf en stories te vertel, iets wat ons tot 'n kuns vervolmaak deur die dekades. En dan die vermoë om ons mark aan te pas. Die groot uitdaging op die oomblik is dat ons soos alle ander gedrukte media wêreldwyd moet ons ook digitaal migreer. In Huisgenoot se geval wat dit moeilik maak is dat ons wel nog in gedrukte vorm ook baie suksesvol is. Ons het die verantwoordelikheid om ons gedrukte medium vir so lank as moontlik suksesvol te hou en terwyl daar 'n aanvraag is vir 'n gedrukte Huisgenoot, dit te bly doen na die beste van ons vermoë en uitnemend te doen. En trouens ons probeer besig in 'n digitale wêreld eintlik om ons gedrukte tydskrif nog meer spesiaal en besonder te maak en nog meer goed wat jy nêrens anders kan kry nie. Maar dan moet ons terselfdertyd ook onsself vir die digitale toekoms posisioneer. So ons moet ook vars inhoud skep elke dag vir ons webwerf. En dit is die uitdaging waarvoor ons nou staan en wat ek glo ons suksesvol gaan regkry. Sy vertel hoe hulle die eeu gaan vier. Ons het reeds 'n spesiale gedenkboek uitgegee. Daar's tog net 'n paar op die rakke wat gaan oor die groot stories van die afgelope 100 jaar. En dan het Karen Zoid het vir ons 'n spesiale liedjie geskryf vir ons 100 jaar. Waar was jy is die titel. Dit word nou ook hierdie week bekend gestel. Ons is ontsettend opgewonde daaroor en hoe sy ons geskiedenis vasgevang het. Ons het 'n dokumentêre video gemaak wat waarskynlik dalk later op TV te sien sal wees. Ons Tempo toekenning het 'n spesiale ondertema. Ons maak 'n fliek saam met Kyknet, 'n film, so 'n romantiese drama wat gegrond is op die ware liefdesverhaal van een van ons lesers. Ons susterskanaal Via TV-kanaal maak 'n vasvraagprogram wat gegrond is op Huisgenoot inhoud. Die naam daarvan is Grootste Genoot. En dan het ons ook 'n Gateway to Space uitstalling, ruimteuitstalling waar NASA meegewerk het wat ons saam met ons sustertydskrifte Johan Drang doen. So dis 'n jaar propvol vieringe. Met erkenning aan dbni.org en Wikipedia, ek is Marlies Maree vir Pretoria FM.